welkom aan julle ook. Ons het 'n lekker uitgebreide familie vanoggend, want ons gaan vir klein Matteo doop, bietjie sommer vroeg in die diens. Want ek het ook kinders, ek weet hulle raak moeilik later. So ons doop vroeg en dan kan hy rustig sy ding doen. But also welcome to the Tito family. That's Matteo has got Afrikaans and English grandparents. Welcome. I haven't met everybody, but welcome to all of you. Dis baie lekker om julle hier by ons te hê. Dan net so 'n paar afkondigings. Van môre aan tot woensdag aand is daar Pinksterbidure in Komga. So daar sal nie aand Bybelstudies wees hierdie week nie. Daar's wel nog woensdagoggend 10:00 Bybelstudie by Amatola Haven. Dan is daar 'n hele paar mense wat ons voorbid, wat siek is. Tannie Elfrida van Jaarsveld, Ilse se ma, sterk aan in Amatola Haven nadat sy ook COVID gekry het. Zander Smit van Komga is besig om te herstel na bronchitis. En Roland Cruz van Cairo het geval en sy enkel gebreek. En as ek reg is om Roland al oor die 80, so dink maar aan hom asseblief. So 'n ding groei nie maklik aan nie. Dan is daar so 'n paar verjaarsdae. Dit was nou al Vrydag, but let me mention Friday as well. It was Stephen Iverson of the Southern Presby, en dan oom John Dippenaar, Esther Stein se pa, het 91 geword Vrydag. So as jy moet haar of moet hulle praat, gerus daar geluk sê. Gister was dit Marissa Greef se verjaarsdag. The 7th is Janie Nutt from Cairo, en die 10de is Annette Sieberage. Baie geluk aan almal wat verjaar in oor die naweek en die komende week. Dis lekker dis 'n voorreg om nog verjaarsdag te kan vier. Party van ons, as jy nou so grys is, ek kan kla jy oor die ouderdom, maar nie al die mense het die voorreg om ouer te word. So dit is ook 'n seëning om te kan ouer word. In Psalm 104 in Romeine 1 lees ons die volgende: Mag die majesteit van die Here vir ewig duur. Mag die Here hom verheug in sy werke. Aan almal in Stadterheim, vir wie God liefhet en wat hy geroep het om aan hom te behoort, genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Amen. En daarom kan ek julle ook nou met hierdie woorde groet. Ek groet julle in die naam van God, ons Skepper. Ek groet julle in die naam van Jesus Christus, deur wie alles tot stand gekom het. En ek groet julle in die naam van die Heilige Gees, wat herskep en herstel. Amen. Ons gaan nou opstaan en lekker lofsang hartlik saam sing. En net 'n herinnering, die mense wat nog nie, wat daar voor in die ingang is, die brood en die wyn vir die nagmaal netto, die donker is wyn, die ligte kleur is sap. As jy nog nie gekry het nie, help jouself sommer terwyl ons besig is om die eerste lied te sing. Kom ons staan op en ons sing almal hartlik saam. Die seisoene kom
Sy wonderlike verdwyn nie, en hoe kom sal ons swyg as ons kan juig. Sy seën vir ons gestuur, hy breek die ketens elke knie sal voor hom buig, die berge sal getuig, soos die engele sal ons juig. Want daar is niemand soos hy nie, sy wonderlike verdwyn nie, en hoe ons sal ons swyg, ons kan juig. Kom, alle volke loof die Heer. Dankie, kom maar sit. When we get to baptism, it's one of those things that unfortunately, we as Christians sometimes use to divide ourselves. And Colossians 2 tells us that baptism came in the place of the circumcision of the little boys in the Jewish faith. En daai kleintjies is op 8 dae oud besny met 'n mes sonder anestetiek. So ja, nou vandag is Matthew 5 maande oud. So 6, kan ek alweer nie tel, 6 maande oud vandag, okay. Daar hoor julle, ja natuurlijk, het is al Junie maand, het is nog nie Mei maand, ek het net tot Mei maand toe getel. 6 maande oud. So klein Mattheu kom vandag, maar ons almal wat hier sit, iewers het ons 'n verbintenis met God en met die doop. Kom ons herinner ons gou eers net, weer hoekom is ons gedoop? Sommige van ons klein, sommige van ons groot, maar almal is gedoop omdat God ons liefhet. That's the bottom line. It's all from and out of the love of God. That's where it comes from. It's His grace. That He will come and tell a little boy of 6 months old, that'll probably cry now when he feels the water, I love you. Even if Matthew doesn't understand it. Even if we didn't understood it when we were small, it doesn't make a difference. God comes and He says He loves us. He wants us as His children. Natuurlijk, dit is nou nie 'n vrypas hemel toe nie. Dit is, jy moet groot word, leer van die Here en antwoord op hierdie belofte van God, dat Hy vir jou lief is. En dis vir my baie interessant, en dit praat deesdae baie meer met my as wat het vroeger met my gepraat het, want ek is nou ook al 'n oupa. Die opdrag in die Bybel, om vir die kinders te leer van God se liefde, van God se genade, word vir die ouers gegee, ja, waar is julle Elaine, het word vir julle gegee, maar dit word ook gegee vir die oupas en oumas, vir die grootouers. That task to teach our children, to teach our grandchildren, is on all of us. To teach them about the love of God and the fact that He really, really cares for us. But now, I want Enzio, Elaine, Mateo, and all the grandparents here with me, please. Oupas en die oumas moet saam kom staan. Staan so hier so. Ons wou skens op die mense hier wil sien.
Enzio of Enrico? Enzio en albei. Ja? Mattheo? Enrico, sê. Enzio, Elaine, you guys, I think it's a godparent standing here with us. So glad that you can join us as well. It's a privilege. Daar's 'n paar goed wat ek sommer so vinnig gesê het, né? Maar van julle kant af word dan nou gevra dat julle dan ook net julleself verbind daartoe om vir klein Mattheo te leer. So ek gaan eers die vraag vra en dan gaan ek vir julle vra om te antwoord. Beloof julle om vir klein Mattheo, soos hy groter word, te leer oor die liefde en genade van God? Do you promise to teach him from the Bible that God really cares for him? Do you, as parents and godparents and grandmothers and grandfathers, do you promise that your lives will be daar verloor my Engels, dat dit 'n voorbeeld sal wees? Example, dankie. Sien, dis 'n onderwyseres vanaf my reg. That your lives will be an example for this little one. Elaine, wat sê jy? Ja. Enzio? Only for the English part of Afrikaans part as well. Godparents, oupas en oumas, sien julle ook kans om hulle twee te help om hierdie kindjie groot te maak in die genade en liefde van God. Ja. Ja. Staan nader. Hy is daarom nie bang vir my nie, hy lag nog vir my. Ek kan nie naam reg kry. Mattheo, Enrico, Tito, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here God, ons verstaan nie u genade nie. Here God, ons verstaan nie hoeveel u vir ons lief is nie. Maar dankie dat ons vandag hier in 'n klein bietjie water en net nou maar 'n stukkie brood en 'n glasie kan sien en herinner word daaraan dat u vir ons lief is, dat u vir ons omgee. Wil u vir hierdie familie die genade en die vrede gee en die vreugde vir klein Mattheo beteken groot maak in u liefde. Yes, Lord, let him grow up knowing your grace, your love, that he was not only born out of the love of his parents, but he's growing up in your love as well. In Jesus' name we ask this. Amen. Ek gaan vra dat die gemeente vir hulle iets toesing, terwyl ek hulle hier geluk wens. Julle kan maar opstaan en dit vir hulle toesing. Laat hier die seën op hul daal. Laat die seën op hul daal. Eeuwig uit Sion opgestraald. U wat bevelend geschied. Laat hierdie seën laat hierdie seën op hul daal. Eeuwig uit Sion opgestraald. U wat bevelend geschied. Laat hierdie seën op Dankie, kom maar sit.
Dawie sukkel om my kind vas te hou, want sy bors swel so van die trots. Kom ons raak net stil voor ons na die woord van die Here gaan. Here, U skenk ons U genade, U skenk ons U liefde, U roep ons na U toe, U vou ons toe in U arms. Dankie Heer, dat ons ook vanmôre dit kon sien, prakties uitgebeeld, vir 'n seentjie wat nie weet waaroor dit gaan nie. Kom sê U is lief vir hom. As vir die profeet al gesê het, in jou moederskoot het ek jou geken, was ek al klaar lief vir jou. En Heer, as ons nou hier kom sit, en ons is bewus daarvan dat U vir ons lief is, bewus daarvan dat U vir ons wil omarm in U genade, wil U ook nou met ons praat, as ons lees uit U woord uit. In Jesus se naam vra ons dit alleen, terwyl ons hier in afhanklikheid voor U kom sit. Amen. Ons lees vanmôre uit Johannes hoofstuk 14. Kom ons eintlik die hele hoofstuk gelees het, maar dan gaan ons tot vanaand toe hier sal wees. So ons lees net so gedeelte, en ek gaan die Afrikaans lees, maar die Engels is ook op die skerm, vir die wat daar wil volg. Filippus sê toe vir hom, Here, wys vir ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. Jesus sê vir hom, ek is al 'n lang tyd by julle, en jy het my nie leer ken nie, Filippus? Wie my gesien het die Vader gesien. Waarom sê jy dan, wys ons die Vader? Glo jy dan nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek vir julle sê ek nie uit myself nie, maar dit is die Vader wat in my bly en sy werke doen. Glo my, dat ek in die Vader en die Vader in my is, of glo dan op grond van die werke self. Amen, amen. Ek sê vir julle, wie in my glo, hy sal ook die werke doen wat ek doen. En hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat ek na die Vader gaan. En wat julle in my naam vra, sal ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik mag word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my liefhet, sal julle my gebooie onderhou. En ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander parakleet gee, sodat hy vir ewig by julle kan wees. Hy is die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat die wêreld hom nie sien nie, en ook nie ken nie. Julle ken hom egter, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees. Dit het ek vir julle gesê, terwyl ek by julle gebly het. Die parakleet, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle in alles onderrig, en julle aan alles herinner, wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek julle na, my vrede gee ek julle. Ek gee dit nie soos julle die wêreld, soos die wêreld dit gee nie. Laat julle harte nie ontstel en bang wees nie. Ons lees net tot sover. As jy nou hierdie hele hoofstuk gaan lees, dan sien jy Jesus is besig om vir die disippels te vertel, hy gaan doodgemaak word, hy gaan weg, en hulle is ontsteld, hulle is deurmekaar. Dinge werk nie soos wat hulle gedink het, dit moet werk nie. In vers 5 al, wat ons nie nou gelees het hier, in vers 5 al, dan sê Thomas vir Jesus, Here, ons weet nie waar jy nie gaan nie, hoe kan ons die weg ken? Want Jesus het net vir hulle gesê, volg my. En hy sê, maar hoe? Ons weet nie hoe gaan dit werk nie, ons weet nie waar jy nie. Hulle Heer, hulle vriend, die een wat hulle ten minste so 3 jaar lang saam op die pad was, meeste van die tyd saam was, hy gaan hulle verlaat. En hulle hou niks daarvan nie. Hulle soek versekering. Hulle soek iets om aan vas te hou.
Geen wonder dat Filippus vra hier in die gedeelte wat ons nou begin lees, dit waar ons begin het nie. Here, wys vir ons die Vader. En dit is vir ons genoeg. Dan herinner mense so 'n bietjie aan Moses daar in Exodus 33, is hy vir die Here sê, vir God sê, toon asseblief u heerlikheid aan my. Ons as mense wil graag God sien. En as dinge onseker is en dinge is die mekaar, dan sien ons nog meer daarna uit om God te sien. Ons wil nie net wonder nie. Ons wil weet. En dan antwoord Jesus hulle. En hy sê vir hulle, ek gaan iemand anders te stuur. Ek stuur die Heilige Gees. So, hulle wil graag vir Jesus fisies by hulle hê. Maar Jesus sê, ek stuur iemand in my plek. En hierdie belofte van die Gees wat na hulle toe kom, hierdie belofte van die Gees wat met hulle gaan wees, ons moet nou mooi verstaan. Dit word nie gegee vir 'n klomp mense wat sterk in die geloof is nie, dit word nie gegee vir moedige mense nie, dit word nie gegee vir dapper mense nie. Soos net so 'n bietjie verder lees met Jesus se kruisiging, die een verloon hom, alleen glip uit sy klere uit en hardop kaal weg, net so dat hulle hom nie kan vang nie. Dis 'n klomp bangbroeke hierdie. En tog kom Jesus en hy sê vir hulle, bang of nie, onseker of nie, deur mekaar of nie, as jy glo in Jesus Christus, as jy vashou aan Jesus, die Seun van God, sal God sy Gees vir ons gee. Maak hy vir ons deel van die verhouding tussen Vader, Seun en Heilige Gees. In vers 24 sê Jesus, as iemand my liefhet, sal hy ter harte neem wat ek sê. En my Vader sal hom lief hê. En luister nou die volgende woorde. En ons sal na hom toe kom en by hom woon. God, drie-enig, kom na ons toe, kom woon in en by ons, in en deur sy Gees. Net deur Jesus lief te hê, raak ons deel van hierdie huishouding, raak ons deel van hierdie verhouding. Pas ons in God se perfekte verhouding. Daar is so 'n pragtige wat noem hulle die ikoon uit die ortodokse kerk wat hier iewerster in die 1400 al geskilder is. En waar die Vader, Seun en Gees so uitgebeeld word en dan tussenin was daar 'n spieël. Sodat jy na die ikoon kyk, dan sien jy Vader, Seun en Gees, maar jy sien jouself ook daar, saam met hulle sit, in hierdie spieël. En dis die uitnodiging wat God vir ons gee. Deur die Gees, in die Gees, maak hy vir ons deel van sy huishouding. Nou, hoe weet ons? Die Gees woon in ons. Ons weet ons nou al die jare, dis ongelukkig ook een van die goed wat mense so oor baklei. Die een sê nee, jy moet so optree, of die een sê nee, jy moet dit doen, anders woon die Gees nie in jou nie. En Jesus se antwoord op daai vraag is eintlik baie interessant. In hoofstuk 13 al sê hy vir hulle, ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Net soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Dis hoe almal sal weet dat julle my disippels is, as julle liefde teenoor mekaar het. So Jesus kom sê nie vir hulle gaan nou skielik vreeslike goed kan doen nie, hulle gaan nou vreeslik anders lyk nie. Hy sê die teken dat die Gees in ons woon, is dat ons in staat is om mekaar lief te hê. En dan sê hy dit 3 maal in daai gedeelte. Wees lief vir mekaar, wees lief vir mekaar. Onthou, wees lief vir mekaar. Net so in geval ons dit probeer of dink ons moet dit vergeet. En dan gebruik hy
elke keer die Griekse woord agape, wat ons nou al weet, dit dui meer op die selflose liefde, die liefde van gee, waar het nie oor my gaan nie, waar het oor die ander persoon gaan. En net om seker te maak, ons mis nie die punt nie, kom sê ons nou hier in Hoofstuk 14, ons moet mekaar lief hê, en dan in vers 15 sê hy, in Hoofstuk 15 sê hy, dit is my gebod, julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het. So vir Jesus, in daai hele 3 hoofstukke, rondom hierdie stuk wat ons gelees het, kom hy en hy kom sê, moenie bang wees nie, moenie die mekaar wees nie, moenie dink jy gaan alles weet nie, want jy gaan die mekaar wees. Al wat gevra word, is betoon liefde teenoor mekaar. Dit klink so eenvoudig. Maar kom sê hy in 15 vers 9, as hy, nadat hy vir hulle gesê het, maar kyk, ek gaan vir julle sorg. En ons weet mos nou wat gebeur het. Hy het hulle kom dien, hy het hulle voete gewas. En dan sê hy vir hulle, bly in my liefde. Dit is in 'n die mekaar wêreld, in 'n wêreld met oorloë en gerugte van oorloë, in 'n wêreld met moord en met korrupsie, in 'n wêreld wat mense regtig nie net liefdeloos nie, maar in haat teenoor mekaar optree baie keer. Waar ons mekaar maklik seermaak, waar ons mekaar maklik in die rug steek, waar ons mekaar afkraak, waar ons skinder oor mekaar. In so 'n wêreld kom Jesus met 'n opdrag wat eintlik baie naïef klink. En hy kom sê, betoon liefde. En hy sê dit, want daai liefde kan net kom vanuit 'n verhouding met hom. So as ek en jy nie in 'n verhouding met Jesus leef nie, dan gaan ons nie kan lief hê. Dan gaan hierdie dinge wat in die wêreld rondom ons gebeur en dit wat ons op die koerant se voorblaaie lees en wat ons op die nuus sien, dan gaan die dinge ons die mekaar maak, kwaad maak. Dan gaan die dinge vir ons woedend maak. Dan gaan dit haat by ons opbring. Dis miskien hoekom Jesus hier in Hoofstuk 14 eindig met hierdie woorde, aan vers 27 wat op die skerm is. Vrede laat ek julle na. My vrede gee ek vir julle. Ek gee dit nie vir julle soos die wêreld dit gee nie. Laat julle harte nie ontsteld en bang wees nie. En dan voeg hy in vers 18 by, wat ek nou nie daar het nie, ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Jesus het geweet hoe gaan hierdie wêreld lyk. In sy dae het dit ook so gelyk en nog dalk erger op sommige vlakke. En hy kom sê vir ons, hy gee vir ons sy vrede. Vrede te midde van chaos. Vrede as dinge rondom ons werklik de mekaar lyk. En nou weet hy, ek en jy gaan sukkel daarmee. Hoe kan dit ooit werk? Dit lyk dan so de mekaar, het is so de mekaar, het lyk nie net de mekaar. En dan kom Jesus en hy kom sê, ek gee vir julle iets, om julle te herinner daaraan, dat ek werklik vir julle lief het. Ons het nou al vanoggend hierdie water gesien. Dis gewone kraanwater, niks, nie heilige water in Jordaan of sulke goed nie, maar dis gewone kraanwater om vir ons te sê, so seker is dat my hand nou nat is, so seker het God vir ons lief. Nou maar gaan ons die brood en die wyn breek en deel met mekaar. En so seker is wat ons het ruik en so seker is wat ons het proe, so seker het God vir my en vir jou lief. So seker het Jesus vir my en vir jou kom sterf en opgestaan en opgevaar na die hemel en sy gees gestuur sodat ons deel kan wees van God se huishouding. Dis die uitnodiging, die belofte wat hy vir my en vir jou gee. Sodat ek en jy nie onseker en bang hoef te wees
in 'n chaotiese wêreld nie. Juis in die manier wat ons in staat is om nog steeds liefde te betoon in 'n liefdelose wêreld. So seker weet ons dat God ook in ons woon deur sy Gees. So seker weet ons dat hy ook vir ons lief het. Ten spyte van ons foute, ten spyte van ons twyfel, kom hy en hy kom sê, hy wil ons help glo vanmôre. Hy wil vir ons help om in hierdie wêreld iets te wys van die verhouding tussen Vader, Seun en Gees. Mag hy vir ons daai genade gee, ook in hierdie dag en in hierdie week. Amen. Die nagmaal het ek nou genoem al, is daar om ons te herinner aan God se genade en liefde. En ons ken die verhaal. Jesus wat gebore is, en dan ken ons mos die mooi kerskaartjies, weet daar in Bethlehem, in die stal. En dan ken ons ook die verhaal verder, van Jesus by die stofpaaie van Galilea en Israel geloop het. Dat hy later gekruisig is, dat hy opgewek is uit die dood, dat hy opgestaan het uit die dood, en dat hy homself vir elke een van ons gegee het. En dit is waaraan die nagmaal ons herinner. Jesus, God, wat homself volledig vir elke een van ons gee, sodat ons deel kan wees van daai huishouding van God, sodat ons, as ons na 'n skilderytjie kyk van Vader, Seun en Heilige Gees, dat ons onsself kan sien as deel van daai verhouding, van daai huishouding. En dit is waarna toe God vir elke een van ons wil bring en wil lei. Deel saam met hom in sy huishouding. Maar nou herinner die woord ons ook dat so baie maal doen ons sulke goed. Ag, is gewoonte. Of ag, wat beteken dit nou regtig? Het gaan nie oor die simbool nie. Die simbool is daar om ons te help, om ons geloof te versterk. Maar luister wat staan in Joël 2 vers 13. Skeur julle harte en nie julle klere nie. Draai na die Here julle God, want hy is genadig en barmhartig, geduldig en oorvloedig in troue liefde. Die Here soek nie uiterlike goed nie. Die uiterlike goed wat hy gee is ter wille van ons, om ons te help, om te glo, om vas te staan. Hy soek mense van binne af, leef, omgee, omdat ons in 'n verhouding met hom is, omdat ons vir hom lief is. En ons gaan nou saam belydenis doen van ons geloof, net daar op die skerm kry. Dis 'n samevatting of 'n verkorting uit die geloofsbelydenis van Nicea. En daar is 'n deel wat as 'n deel was 'n bietjie donkerder is. In gewone, soos ons maar praat, hy's bold. Dis die dele wat julle gaan sê. En ek sal saam met julle dit sê. En dan sal elke keer daar staan vir voorganger, sal ek die res lees. Kom ons staan op. En kom ons doen belydenis van ons geloof, hoekom ons ook vanmôre by hierdie nagmaal is. En ons sê almal saam, ons glo in een God, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het.
het mens geword onder Pontius Pilatus, is hy gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy, volgens die skrifte, opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. En hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Wat van die Vader en die Seun uitgaan, saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, en deur die profete gespreek het. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Sit en dan buig ons die hoofde in gebed. Here God, ons lees hierdie woorde uit 'n baie ou geloofsbelijdenis. Soms wonder ons, hoekom het hulle dit nou presies so gestel? Soms lyk die bewoordings vir ons anders as wat ons voel deesdae. Maar dankie Heer dat dit ons herinner, dat daar al vir meer as 2000 jaar mense is, wat opstaan, wat sê, glo in God die Vader, glo in Jesus Christus die Seun, glo in die Heilige Gees. Dankie dat U ook nou met ons is, soos U beloof. Dankie dat ons ook nou in hierdie nagmaal herinner word dat die chaos daar buite, die de mekaarheid daar buite, die onvrede daar buite, die haat daar buite, dat dit nie die finale woord spreek nie. U liefde spreek die finale woord. Dankie daarvoor, Heer. En as ons nou aansit by U tafel, wil U werklik met ons wees, en wil U werklik deur hierdie brood en hierdie glasie vir ons net herinner aan U reuse groot liefde vir elke een van ons. Dankie dat ons dit mag vra in U naam. Amen. As ons hierdie brood breek, dink ons daaraan en ons glo dat Jesus se liggaam ook gebreek is vir elke een van ons en dat hy vir ons ook liefhet en daardeur sy liefde vir ons bewys het. Hierdie beker herinner ons aan Jesus se bloed wat ons sondes afwas, wat gevloei het vir my en vir jou aan die kruis, en dat ons daarmee uitgenooi word om deel en saam met hom te wees. Psalm 138 hoor ons die volgende. Ek wil U met my hele hart loof. Laat die gode maar hoor, dis tot U eer dat ek sing. Ek wil na U heilige tempel toe buig en U naam roem om U liefde en trou. Want U het U naam en U woord bo alles gestel. Toe ek na U geroep het U my gebed verhoor en my nuwe krag gegee. Ek wil die Here loof. Met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Mag hierdie nagmaal vanoggend vir ons herinner aan God se genade, die feit dat in alles hy met ons is en dat ons dit nooit kan of wil vergeet nie. Amen. Kom ons staan op en ons sing 'n lied tot eer van God.
Voor ons die seën uitspreek, net herinner, ons kollektebordjies is deesdae agter by die deur, en dan, daar's baie lekker eetgoed en drinkgoed in die saal, so moenie net verdwyn nie, kom help daarsal. Ontvang die seën van die Here. Mag die liefde van God jou omvou en jou sterk maak. Mag die genade van ons Here Jesus jou inspireer. Mag die troostryke teenwoordigheid van die Heilige Gees jou vul. Amen. Now